Yes, ouens, ek wil baie graag hierdie met julle gedeel het. Ek weet daar's baie van julle wat op moeilike plase is. So as jy hierdie video kyk, dan het jy seker nou op 'n moeilike plaas geland in Amerika en dis 'n moeilike boer en die ou hanteer jou sleg en jy weet nie wat om te doen nie. Of hy het dalk iets gesê wat jou kwaad maak, of hy sê elke dag iets wat jou kwaad maak en dis jou tweede of derde week of tweede maand of jy's amper klaar of jy het nou eers begin. Ouens, ek wil baie graag net met julle deel dat jy weet ek het dit 2 jaar ervaar. Ek het vir 2 jaar in Amerika gewerk waar ek nie lekker gewerk het nie. Dit was nie wat ek verwag het nie. Dis nie wat ek gehoor het nie. Want baie mense sê vir jou dis so in Amerika. Ander ouens sê weer dis so en jy weet, jy hoor by ouens, "Jesus, die boer is so nice en die boer het vir hom 'n bonus gegee en die boer doen dit vir hom en. En dan kom jy op 'n plaas en hierdie boer hanteer jou soos rubbish. En hy laat jou miserable voel. Hy laat jou bad voel. En jy weet nie wat se kant toe nie. Jy sit in 'n situasie waar jy wil nie werk toe gaan in die oggend meer nie. Jy wil nie die seisoen, jy voel jy wil net huis toe gaan. En ouens, dis wat met my gebeur het. Daai my heel eerste jaar in Amerika is nou my 3de jaar. Ek's nou 45 en ek het baie mense het al vir my gewerk, jy weet, ek het 'n baie suksesvolle besigheid gehad in Suid-Afrika en die besigheid gaan nog aan. Ek het, jy weet, my vernoot het my uitgekoop en goeders want ek wou net bietjie ander goed doen en in Amerika kom werk. En anyway, so my eerste jaar was so. Yes, ouens, dit was 'n rollercoaster. Dit was op en af en so. Daai boer was absoluut iets anders. Ek het in my lewe dit nog nooit ervaar nie. En ek bedoel, jy weet, baie mense het vir my gewerk al en jy weet, mense het tog mense wat vir jou werk en goeders en terug by die huis en so, maar ek het nie eers my mense ooit so hanteer soos daai boer my hanteer het nie. Sleg gesê, daai ou het my afgekraak. Ek het gevoel soos 'n hond. En ek het die eendag toe besef, ek weet jy wat, ek was op pad huis toe. Ek het die dag klaar gemaak, ek het huis toe, ek het dan die trailer, ek het in so 'n trailer gebly wat uitmekaar het geval het. Daar was muise, dit was langs varkhokke, dit het gevrot. Ek kon dit net nie meer hanteer nie. Ek het huis toe gery, ek het my vrou gebel en ek het vir haar gesê, luister, ek kan nie meer nie. Ek gaan môreoggend gaan ek die boer bel en ek gaan sê, luister, ek's klaar, hulle moet my lughawe toe vat, ek gaan huis toe, ek kan nie hier vir julle werk, julle is onmenslik, jy weet. En weet julle wat, ek het daai nag, ek kon nie slaap nie, ek het rondgerol, want dis nou geld, nee. Ek bedoel, ek wil nou geld maak, dat ek dit kan huis toe stuur, dat my familie by die huis 'n beter lewe kan hê, dat ons almal 'n beter lewe kan hê. Dis hoekom ons in Amerika werk. So, ek maak worstel, en jy weet, ek meen, ons is mos maar, ons Suid-Afrikaanse ouens, ons het mos maar groot geword met die kerk, en sondagskool, en ons weet mos waar ons na toe gaan as daar moeilikheid is. So, en ek lê daar in die bed, en ek bid, en ek sê, Papa God, ek het nou 'n keuse hier, ek kan nou of huis toe gaan, maar dan gaan dit nou moeilik wees, want dan, hoe kom ek nou weer terug in Amerika? Dan moet ek nou weer werk soek, dit is 'n lang proses. En wat moet ek doen? En ek voel net en ek ervaar net, weet jy wat, vat elke dag net soos hy kom. Staan op, vra vir krag, en dis wat ek begin doen. Ek het op die yskas, ek het daar op my yskas, daar in daai trailer, het ek so 'n papiertjie gesit. I live for Jesus. Jesus died for me, I live for him. En dan het ek gevra, Here, gee vir my 'n goeie attitude, want ek het 'n attitude begin kry teenoor hierdie boer. En ek het daai oggend, ek het die vrou laat weer gesê, my engel, ek stick it out, maar ek doen dit vir jou. Jy weet, ek is lief vir jou. En my vrou het ook gesê, my engel, as jy wil huis toe kom, ek meen, ek gaan jou nie keer hier en goeders, maar jy weet mos, 'n man, ons wil dit doen, ons wil dit stick it out. En ek het gegaan en ek het op die yskas dit geskryf, Jesus died for me, I will live for him. En ek het net gegaan met die attitude van, ek gaan my mindset change, ek gaan begin lag. As hierdie ou my iets vertel, dit was nou nogal vir my eintlik 'n mission gewees, jy weet, so as hierdie ou vir my nou gaan sleg sê en goeders, dan gaan ek vir hom lag, en ek gaan maak of ek hom nie dalk klou lekker verstaan het nie, want hy het 'n weird Engels ook gepraat, ek kon baie meeste van die tyd nie hoor wat die ou sê nie, maar ek het met daai attitude gegaan, en weet julle wat, ouens, ek dink daai ou het begin sien, hy gaan nie my breek nie, hy gaan my nie onderkry nie, want jy kan nie 'n ou onderkry wat 'n goeie attitude het en wat laag nie, jy kan nie, jy weet. En weet julle wat, ouens, daai boer het nie opgehou nie. Inteendeel, dit het erger geraak.
Ek bedoel, dan stuur hy my om goed, hy stuur my om 'n trekker te gaan. Hy sê vir my, go get fetch a trekker, hook up the roller and go roll the fields. Dan gaan doen ek dit. Dan vat dit my 2 ure, want as ek daar kom is die trekker dood, die batterye is pap. Dan moet ek 'n jumper soek, dan kry ek die jumpers nie. Hulle het nie tools nie. Dit was so frustrerend. Nou gaan leen ek by die Amerikaner wat daar werk en hy wil dit ook nie vir my leen nie, maar ek vra hom, ek smeek hom. Dan sê ek, maar kom of ek sal dadelik die ding vir jou terugbring. Dan moet ek 'n trok kry om die ding te start met 24 volt. Maar nou dan kry ek dit eventually reg. Maar nou daai trekker, dan check ek net, begin ek die liquids kyk. Want hy het nie olie in nie. Hy het nie hydraulic olie nie. Of hy het, maar man, ek moet optop. Ja, dan gaan top ek op, dan kom hy boer daar aan en vra hy vir my, "What are you doing? It's not what I ask you to do." Dan dink ek, dan sê ek, there's no oil in here, sir. No oil in. No, I didn't ask you to put oil. Hy het my gevra, ek moet die ding haak. Ek moet die roller, maar anyway. Daar gaan doen ek dit nou. Begin rol, daar kom hy aangejaag, oor die lande, hy ry so voor my in. Ruk die deur oop. You don't roll like this. You're going too slow. How fast were you going? En dan sê ek vir hom 13 miles. Ek meen met 'n roller kan jy nou daar 'n bietjie vinniger gaan en so, maar hy druk hy trekker se revs heel op, né? Nee? In neutral. Hy sê when I get out, you keep it there and you put it in 16th gear and you don't stop. Dis maar daai ding, daai trekker nê. Nee. En ek bedoel die lande is nie gelyk dit so. Daai rollers op nê. Nee. Ek dink ek het daar 2 beerings op daai rollers agter gebreek. 'n Week later, gelukkig nou nie met my nie. Toe breek daai trekker se engine. Toe blaas hulle die top. Ek meen van daai tappets het uit, ding het so uit daai ding uitgeskiet. Hulle moes daai hele engine uithaal. Ek dink dit kos hom amper, ek meen John Deere het al gevra iets soos $2000 net om daai ding te kom uithaal. Toe bel hulle hom met 'n quote $10,000 of iets om hom reg te maak. Toe dink ek, weet jy wat nee, as ek daai trekker ry en ek na jou goed kyk, sal dit nooit gebeur nie. Maar anyway, toe besef ek, maar dis hoe die ou is. Hulle worry nie. En ek het my seisoen klaar gemaak en ek was by 'n ander plek die volgende jaar en dit was net so difficult. Ek was op 'n plaas waar daar omtrent 25 Suid-Afrikaners was. Cool ouens, ek nie 'n probleem nie, maar as jy so baie Suid-Afrikaners is op 'n plek, mense, dit is nie maklik nie. En daar's age gaps en daar's jong ouens en daar's ouer ouens en almal het hulle opinies en jy weet, ek sê mos jy weet, daar's altyd 'n ou wat beter weet en daar's altyd, maar dis cool. Ek nie 'n probleem met die ouens daar gehad nie, maar jy weet nou werk jy daar en jy doen 'n monotonous job die hele dag, dieselfde ding oor en oor. En ek bedoel, dis nie hoekom ek Amerika toe gekom het nie. Maar ek het die hele tyd moes ek myself my mindset sê, weet jy wat ouens, ek is hier vir die dollar. En daai eerste jaar het ek maar vir $11 gewerk. Maar dis, weet julle wat ouens, dis nog steeds beter as om Suid-Afrika te sit. Al vloeke boer jou hier en skel jou en sê jou sleg, is nog steeds beter geld gewys as in Suid-Afrika. So dis wat ek sê, dis wat jy moet aandink. As jy op 'n difficult plek is, jy's op 'n moeilike plaas, dis 'n slegte boer. Die boer het gesê wat die interview was lekker en nou kom jy daar, dis glad nie soos wat hy gesê het nie, dis heeltemal anders, hulle hanteer jou sleg. Of die Meksikaners werk langer ure as jy, of hulle kry meer ure. Maar weet julle wat, meeste van die Meksikaners kry maar $10, $11. So ek bedoel, jy weet, baie van ons kry 15, 18, 16, 20 miskien party plekke. As jy dalk nou trok kry, kan jy tot 25 kry, maar dis wat ek sê ouens, is ek het dit so gesien. Daar's 'n ou in Suid-Afrika nou wat my job enigtyd sal vat. Hy sal maar daai strand opeet, want hy doen dit vir die dollar. En dis wat ek sê. Ouens, ek sê nie wat jy moet doen nie. Ek sê nie vir jou doen dit, maak so en so nie. Maar as jy op 'n moeilike plaas is, gaan dink maar net. Dink aan jou mense by die huis. Dink hoekom jy gekom het in die eerste plek en dink aan al die ander Suid-Afrikaners wat jou plek enigtyd wil vat. En jy dink dalk, yes, niemand sal met die boer kan werk nie, niemand sal. Maar ek kan julle amper garandeer nie. Ek weet daar's ouens wat my job enigtyd sal vat en dit beter sal doen. Ek sal dalk bietjie wen met die attitude, want ek het 'n awesome attitude. Nee, ek joke, maar ek het 'n goeie attitude. Ek het dit maar vir myself geleer, nee, maar so, dis hoe ek dit sien en dis wat ek vir julle wil sê is, align die tor hier bo op die prop, want die tor val af en as jy die tor afgeval het en jy begin verdrink, dan maak 'n mens snaakse besluite en jy weet,
sit die torretjie terug op die prop, laat hy lekker balance. En dan begin jy lekker rustig dink oor goed en jy begin die regte besluite neem en jy dink aan hoekom jy in die eerste plek gekom het. Dis nie glamorous nie, dis glad nie soos dit moes wees nie. En onthou ouens, daar's reëls en regulasies vir HOA. As die boer nie nakom wat in daai reëls is en daai regulasies van HOA is nie, bel jou agent. Laat weet vir jou agent. Sê vir jou agent, luister, jy het my hier op 'n plaas gesit wat absolutely belaglik is. En die plek wat ek kan bly is nie reg nie. Jy weet, jy moet nie stil bly nie, want dan plaas die agent volgende jaar weer iemand op daai boer se plaas en dan is dit weer dieselfde storie. Verstaan julle wat ek sê? So, maar voor jy enige wille besluite neem of jou tassie wil pak en huis toe gaan, rough it out, stick it out en gaan dink oor hoekom jy in die eerste plek gekom het. En onthou ouens, dis nie permanent nie. Dis 'n paar maande, stick it out. Ek bedoel 'n jaar gaan net so verby. 'n Maand, ek kyk nou, ek bedoel 'n week gaan net so. Ek was amper 2 maande al hier. Dit voel of ek gister gekom het. Verstaan julle? Ek bedoel die tyd loop so. En dis maar die twee opsies ouens. As jy op 'n slegte plaas is, laat weet jou agent, sê vir hulle met jou skuif. As hulle nie kan skuif nie, vra 'n ander agent of vra vriende, begin kontak maak. Daar's baie groepe op Facebook, daar's baie ouens wat jy na toe kan uitreik wat jou kan help, maar laat weet jou agent. En dan gaan besluit jy, okay, gaan ek dit stick it out of gaan ek skuif? Want jy het 'n opsie. Ek bedoel, as jy nie happy is nie, dan skuif jy. Dan maak jy 'n skuif en jy gaan na 'n plek toe waar jy kan happy wees. Maar dit het ook al gebeur waar 'n ou was by 'n plaas sleg, baie sleg. En die agent skuif hom. Waarna toe skuif die agent hom? Amper worse. Ek bedoel, toe ek met die ou praat, toe sê vir my, Jacques, vir plaas het ek gebly. Maar toe stiek dit uit daar. Maar verstaan jy wat ek sê, ouens? En daar's altyd 'n rede. Daar's altyd 'n rede hoekom 'n mens in 'n situasie is. Ek sê jy kon nie kies. Jy kan kies op watter plaas jy wil werk in Amerika, maar ons is mos nou nie kieskeurig nie, want ons soek die dollar en ek bedoel as jy opportunity kry, vat jou. Maar op die einde van die dag het jy nog steeds 'n keuse. Jy het 'n keuse om gelukkig te wees, jy het 'n keuse om vas te byt, jy het 'n keuse om 'n attitude change te hê, jy het 'n keuse om die lewe bietjie anders te sien. So en dis wat ek sê, jy moet vir jouself gaan besluit. Stick it out, skuif, sit die tor terug op die proppie. Ekskuus, ek dink hier loop mense. Haai. Nee, hulle hoor hier die snaakse growwe Duitse taal. Dit ek sluit hulle by toe. I love you. So ouens, rarig. Ja, ek dink, weet jy wat? As jy ongelukkig is, dink net aan die ouens by die huis. Daar's baie ouens by die huis wat jou job sal vat nou. Ek meen as jy ongelukkig is oor die rights wat die boer het, dalk sê 2de jaar die boer het vir gesê jy gaan jou volgende jaar so gee, nou is dit nie so nie. Ouens, ek sê mos daar's 'n rede vir sulke goed. Daar's 'n rede, jou karakter moet gebou word. Jou karakter moet gebou word. Want as jy die hele tyd so deur jou lewe gaan waar jy nie jou sin kry nie en jy weet, want dit is hoe die lewe is. Mense sê goed en hulle doen dit nie. So ek bedoel, ons moet net get over it, move on. Maar jy kan beter wees. Jy kan beter wees. Jy kan beter wees as daai slegte boer. Jy kan beter wees as daai Suid-Afrikaner wat jou sleg hanteer. En ek het dit so baie gesien aan die lewe is dat 'n goeie attitude en 'n smile op jou gesig, nê. Niemand kan daai ding fight nie. Niemand kan dit fight nie. Hulle kan nie. Hulle gaan probeer. En ek bedoel as jy in 'n situasie is waar jy saam met Suid-Afrikaners is wat narcissisties is, jy beskryf ons hierdie narcissistiese boere, Afrikaanse mense wat, jy weet, dis sy way of die highway. Hy is reg, hy ken alles, hy weet alles, jy kan hom niks sê nie. Mens kry sulke ouens. En ek weet van mense wat so saam met sulke ouens werk en goeters en hoe hulle die ouens hanteer en dan dink ek, weet jy wat, niemand is beter as ek nie. Maar ek respekteer almal, ek gee vir almal die sonnetjie skyn op almal, maar nie een ou gaan my smile wegvat of my attitude nie. Hulle kan nie, want ek kry my krag van die Here af. Papa God is my toevlug. Hy is my rots. Hy is waar ek gaan skuil. Hy is waar ek heen hardloop. As daar moeilikheid is, verstaan, ek is soos daai jy weet daai kiddies wat op 'n op daai, ek weet nie of julle kan sien, daai spin dingetjie, jy weet, jy's mos as jy klein seentjie is, as jy braaf, jy gaan spin op hy ding.
Want dan val jy daar, waarna toe hardloop jy? Mamma of pappa. Weet ek is so, as ek nie weet wat om te doen nie, dan hardloop ek na my Skepper toe en ek vra vir Papa God, Here help my, jy help my, U wys my, guide my, lei my. En ouens, ek kan julle nou getuig, ek guarantee julle, ek kan vir julle 'n brief gee, dit staan ook in die woord geskryf vir alles. Papa God sal jou nie disappoint nie, hy sal ons toelaat dat ons baie keer in situasies is om ons karakter te bou. Papa God toets nie, die Bybel sê mos, maar ons is baie keer in situasies waar ons karakter word gebou, of ons karakter word so 'n bietjie aangeval of getoets, of wat ook al die geval mag wees. So ouens, ek encourage julle net, stick it out, byt vas, change your attitude, gaan soek die rede hoekom is jy daar, gaan soek 'n groter rede om daar te wees as 'n rede om te waai. Dan sal julle sien, die tyd gaan vinnig verby, jy het 'n awesome tyd in Amerika dan, en geniet dit. Want dis ook wat ek gedoen het, ek het soos, as ek 'n afdag gehad het, dan het ek $50 gevat, of wat ook al, en ek het gaan in die bakkie geklim, en ek het gaan ry, en ek het myself gaan bietjie treat, 'n breakfast gaan eet, met ander mense bietjie gesels, ek het met baie van die trakkers, daar was so truckstop aan naby, dat ek al gaan sit en met die trakkers gechat, en hulle kry mos, dat men trakkers in Amerika kry baie goeie geld, 2000, 2500, 3000 'n week, dollar. En toe ek daai jaar besluit, ek moet my CDL kry. Ek is nou my 3de jaar in Amerika, né? Ek het nou eers my CDL gekry na die 3de jaar, maar ek is ongelooflik bly want ek het gefight vir dit en ek het op my knieë gefight vir dit en ek het dit nou gekry na 3 jaar. So daai tyd wou ek dit gehaal. Die eerste jaar wou ek dit gekry het en ek kon nie, ek het gefail. Die boer het my nie kans gegee nie. Hy het nie regtig gehelp gehoor in tweede jaar selfe storie. Maar nou het ek kom. Verstaan nou wie kan dit wegvat? Verstaan julle? So. En dis maar al wat ek wou deel. Ek hoop dit help iemand. En onthou ouens, onthou waar ons krag vandaan kom en onthou net vandag gebeur een keer, maak dit awesome.